Goeiemôre julle, welkom by Crosstalk, waar ons voor die kruis gaan staan, elke dag. Daar wil ek jou ground in die woord. Die Heilige Gees kom sit Jesus se werk op aarde voort. Jesus sê self dat dit tot ons voordeel is dat hy weggaan, want dan kom die Gees. Want as Jesus nog fisies teenwoordig was, sou ons heel waarskynlik maklik die fokus geskuif het na, daar is Jesus, daar aan die kant, kom ons gaan soontoe om by Jesus te kom, kom ons gaan om na hom te luister na daardie byeenkoms toe, want Jesus gaan daar wees. Maar omdat Jesus afwesig is, omdat hy weg is, het ons 'n kans om die Gees hier in ons, by ons, nou op hierdie plek, daar waar jy nou is, op hierdie oomblik te ontdek. Die Bybel gebruik baie interessante beeldspraak as dit praat oor die Gees en wat die Gees doen. Wind, asem, vuur, wolk, water, wyn, 'n duif. Dinamiese woordprente wat in skrille kontras staan met die vaste strukture en indrukwekkende geboue en blink beelde en gewyde altare en mensgemaakte baksteentempels en marmer en graniet grafstene. Amper asof die Bybel wil sê dat die Gees bring nuwe lewe, maak skoon, gee energie, behou die wonder, die Gees vloei, dit beweeg, dit gee opwindende nuwe vreugde en 'n nuwe verstaan en versprei vrede. En so kan ons aangaan met hierdie lewende, bewegende simbole en woorde, en 'n nuwe dinamiese verstaan van hierdie altyd teenwoordige God in ons, wat ons harte aanraak en oopmaak, nou, op hierdie oomblik, net waar jy is. Kyk, op die hoogtepunt van Jesus se bediening, kry ons die belofte. Die goeie nuus dat hierdie Gees wat lewend maak en lewe gee, hierdie wind, asem, vuur, wolk, water, wyn, duif God, is besig om te beweeg in ons wêreld. Hoe opwindend is dit? En hiervoor moet ons bid en vra en ruimte maak diep binne ons. Ons het 'n keuse. Skop vas, maak jou rug styf, bal jou vuiste, klem vas aan alles wat jy het, veg met alles wat jy het vir waar jy nou is en hoe jy God nou verstaan en wie jy nou is. Of ons laat dit gaan en maak ons hande en harte oop vir God se Gees. In die woorde van Brian McLaren, in a world full of big challenges, in a time like ours, we need to experience the mighty rushing wind of Pentecost. We need our hearts to be made incandescent by the Spirit's fire. We need the living water and new wine Jesus promised, so our hearts can become the home of the Spirit. Dit was die belofte. Mooi loop.